Dit was ongeveer die 6de uur en duisternis het oor die hele aarde toegesak tot die 9de uur. Die son is verduister en die voorhangsel in die heiligdom is in twee geskeur. Met 'n harde stem het Jesus uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Nadat hy dit gesê het, het hy sy asem uitgeblaas. Die centurio het gesien wat gebeur het en God geloof en gesê, waarlik, hierdie man was onskuldig. Die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar gekom en gesien het wat gebeur, het teruggegaan, terwyl hulle op hulle bors slaan. Al sy kennisse en ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het op 'n afstand bly staan en hierdie dinge gesien. En kyk, daar was ook 'n man met die naam Josef, 'n lid van die raad, 'n goeie en regverdige man. Hy het nie hulle besluit en optrede met dit saamgestem nie. Hy was afkomstig van 'n Joodse dorp Arimatea en het uitgesien na die koninkryk van God. Hy het na Pilatus gegaan en Jesus se liggaam gevra. Nadat hy die liggaam afgehaal het, het hy dit in linnedoeke toegedraai en hom neergelê in 'n rotsgraf, waarin daar nog nooit iemand neergelê is nie. Dit was die voorbereidingsdag en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vroue wat saam met hom uit Galilea gekom het hom gevolg en die graf gesien en ook hoe sy liggaam neergelê is. Daarna het hulle teruggekeer huis toe en geurende speserye en reukolies gaan voorberei. Op die Sabbat het hulle gerus, soos die gebod voorskryf. Teen dagbreek, op die eerste dag van die week, het hulle na die graf gegaan, met die geurende speserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe, dat die klip van die graf weggerol was, en toe hulle ingaan, het hulle die Here Jesus se liggaam nie gesien nie. Hulle was verward daaroor, maar skielik het daar 2 mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik en het hulle gesigte na die grond toe gedraai en die mans het vir hulle gesê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy's nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet opgelewer word in die hande van die sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Hulle het toe sy woorde onthou en van die graf af weggedraai en al hierdie dinge aan die 11 en al die ander gaan vertel. Dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en 'n paar ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels vertel, maar vir die apostels het hierdie woorde na leë praatjies geklink, en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus egter het opgestaan en na die graf gehardloop. Toe hy vooroor buig, sien hy net die linnedoeke en hy het teruggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het.
Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, ons drie-enige God. Nou wil ek vir al die kinders sê wat hier binne gesit het terwyl hier 'n skyfie op was wat sê ons sit hier in stilte, baie goed gedoen. Hierdie is 'n dag wat 'n baie interessante dag is wêreldwyd. Dit is 'n dag wat 'n groot vieringsdag is, maar dit is 'n dag wat natuurlik volg op Goeie Vrydag en Stil Saterdag en dan Opstanding Sondag. Nou sommer ook vir die kinders leer, in die kerk is daar 'n baie fancy woord. Die woord is liturgie en dit is 'n woord wat gebruik word om te vertel hoe 'n erediens, 'n kerkdiens soos vandag ingerig word. En die woordjie liturgie beteken letterlik die werk van die mense. En vanoggend gaan ons 'n deeltjie lees. Julle sal sien daar's 'n deel wat sê liturg en dan is daar 'n deel wat sê gemeente. En ek wil veral vir die kinders sê dat daar by die gemeente deel, en dan wil ek natuurlik hierdie vir die res van die gemeente ook sê, gaan ons 'n ou antieke belydenis wat op Opstanding Sondag gesê word, hardop vir mekaar sê. En so julle sal dit op die skerm sien. So hier gaan ons. Ek is die liturg en ek is saam met julle ook die gemeente, maar by die gemeentedeel nooi ek julle om so hard as wat julle kan 'n respons te gee. Die kleed herinner ons aan die kleed waarin Jesus se liggaam in toegedraai is. Op daardie Paasmôre was dit eenkant opgerol en die graf was leeg. Saam juig ons, die Here het waarlik opgestaan. Die tafel herinner ons daaraan dat Jesus daardie aand van sy opstanding saam met 2 van sy volgelinge geloop het op die pad na Emmaus. Toe hulle die brood saam breek, het hulle erken dat hy die opgestane Here was. Saam juig ons, die Here het waarlik opgestaan. Julle sal weet dat elke Sondag steek ons die Christuskers aan en die oorsprong van die aansteek van hierdie kers kom uit hierdie ou antieke liturgie. Want die Christuskers word aangesteek, die kers word aangesteek om ons te herinner dat die duisternis die lig nie kon uitdoof nie. Christus is die lig vir die wêreld en saam juig ons, die Here het waarlik opgestaan. Moenie skrik nie. Jesus is nie by die dooies nie. God het hom uit die dood opgewek en saam juig ons, die Here het waarlik opgestaan. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Saam juig ons, die Here het waarlik opgestaan. Ek nooi julle om ook nou op te staan. Die heerskappy oor die hele wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in ewigheid. En saam juig ons saam, die Here het waarlik opgestaan. 'n Paar van julle het dalk hierdie volgende beeld gesien in hierdie week, en die tema onder dit sê, baie kan in 7 dae gebeur. Ons het in Heilige Week begin met die vier van Palm Sondag, waar 'n groep mense Jesus toegejuig het, Hosanna, koning, die een wat ons gaan red. En daai skree het baie vinnig verander na kruisig hom, kruisig hom. Ons het onthou van Christus se dood, en in Vrydag se diens, soos dienste reg oor die wêreld, het ons hierdie spasie in duisternis en in stilte verlaat. En dit lei na Stil Saterdag. Die Stil Saterdag wat iets sê van hoe ons steeds baie keer leef in 'n wêreld wat gebroke is. 'n Wêreld vol oorloë, Gaza en Israel. 'n Wêreld vol
pyn en seer en siekte en hartseer. En vandag kom ons op die plek waar ons onthou, die Here Jesus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Ons gaan saam sing. Ek nooi julle om saam met die musiekspan die Here se naam te loof en prys. Ek word stil om te hoor wat U sê. Voed my siel, laat U woord in my lê. Kom hou U hand oor my, ek wil doen wat U sê. Kom vorm my deur U vuur, wat U wil ek hê. Ek gee oor, wil myself verloor in U heerlikheid, wat U wil ek hê. Met my hart wyd oop, van myself gestroop, vir U heerlikheid, wat U wil ek hê. Heilige Gees, neem my nou in beheer. Voor U wil lê ek weer alles neer. Kom vul my met U krag om te doen wat U sê. In liggaam, siel en gees, wat U wil ek hê. Ek gee oor, wil myself verloor in U heerlikheid, wat U wil ek hê. Met my hart wyd oop, van myself gestroop, vir U heerlikheid, wat U wil ek hê. Ek gee oor, wil myself verloor in U heerlikheid, wat U wil ek hê. Met my hart wyd oop, van myself gestroop, vir U heerlikheid, wat U wil ek hê. Wat U wil ek hê. Ek staan vandag soos duisende voor my, met 'n vuur hier in my hart voor U. Deur al die eeue heen is U naam besing, en saam met engele wil ek ook nou iets bring. My woorde is min, maar hier moet ek begin, want U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my.
weet dat U my elke lof sal hoor. Al wil twyfel die geloof in my kom stoor. Solank as wat ek leef, sal ek U prys. Tot die dag wat ek ook veilig by U is. My woorde is weg, maar hier moet ek begin, want U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is my weg, U is my lewe. U is alles vir my. En U is genoeg. Alles vir my. U is die lied hier op my lippe. U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is my weg, U is my lewe. U is alles vir my. En U is genoeg. Here, saam met miljoene volgelinge van U wêreldwyd, wil ons vir U dankie sê dat U deur U opstanding die toekoms laat inbreek het in hierdie wêreld in. Ons dankie Here dat 'n nuwe skepping reeds aan die vorm is. En vir ons is dit moeilik om dit partymal raak te sien. En daarom bid ons dat U deur U woord, soos wat hierdie lied sê, ons harte weer aan die brand sal steek. Heilige Gees, U wat die trooster is, ons bid dat U sal troos waar daar trane is. Ons wil vra, Here, dat U ons sal kom ontmoet. Ek bid dit spesifiek vir die wat ver weg van U af voel. En ek wil vra, Here, dat U deur U waarheid en deur U Gees en deur U liefde ons sal kom ontmoet, en ons vra dit in U naam. Amen. Luister gerus weer na die opstandingsverhaal, vertel soos deur Lukas, julle kan maar sit. Teen dagbreek op die eerste dag van die week het hulle na die graf gegaan met die geurende speserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was, en toe hulle ingaan, het hulle die Here se liggaam nie gekry nie. Hulle was verward hieroor, maar skielik het daar 2 mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik, en hulle het hulle gesigte na die grond toe gedraai, en die mans het vir hulle gesê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Hulle het toe sy woorde onthou en van die graf af teruggedraai en al hierdie dinge aan die 11 en al die ander gaan vertel. Dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus en 'n paar ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels vertel, maar vir die apostels het hierdie woorde na leë praatjies geklink.
en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus egter het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy vooroor buig, sien hy net die linnedoek, en hy het teruggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Geliefdes, die Here Jesus Christus het opgestaan. Kom ons probeer weer daai. Geliefdes, die Here Jesus Christus het opgestaan. Daar's hy. Dankie daarvoor. Hierdie verhaal, soos deur Lukas vertel, word soos in die ander verhale, Matteus, Markus en Johannes, ook begin met 'n baie kragtige beeld wat vir ons sê dat dit die begin van die dagbreek was. En julle sal onthou dat die vroeë Christene van hierdie dag af nie meer soos die Jode die Sabbat gevier het op 'n Vrydag van 6:00 af nie, maar hulle het van die vroegste tye af hierdie intuïsie gevat en gesê dat die Sondag 'n viering elke Sondag sal wees van Jesus Christus se opstanding. Dis natuurlik hoekom ons na eredienste toe kom, is om te weet dat ons in hierdie ontsaglike goeie nuus storie is, dat alhoewel dit partymal baie sleg met ons gaan, ons weke altyd op 'n plek kan kom waar ons onsself hernie en op nuwe maniere kan heroriënteer oor die feit dat Jesus opgestaan het. Ons lewe, soos ek nou gesê het, tussen die pole van Goeie Vrydag, Stil Saterdag wat gewoonlik donker is, en dan hierdie opstandingsverhaal. Ons gesin het hierdie week dit self beleef. Woensdag het ek my seun vir 'n roetine doktersafspraak gevat, wat ons gedink het maar net gaan oor dat hy baie pyn het. Donderdag is hy geopereer, en ons het hierdie Goeie Vrydag het ons in die hospitaal spandeer. Ons almal weet, hy's nou alright by the way, hy's uit. Ons almal weet hoe dit is om 'n oproep te kry wat ewe skielik die gang van ons lewe in duisternis indompel. Miskien is dit 'n familielid wat kanker kry, iemand wat hulle werk verloor. Ons weet hoe hierdie beweging voel, waar daar ewe skielik duisternis is, maar ons is ook die mense wat soos hierdie vrouens na hierdie graf toe kom vroeg in die oggend en iets gebeur met hulle. Daar's 'n teoloog, ek hou baie van haar, José Maria Capdevila, wat skryf oor die opstanding en sê van hierdie tyd af, die tyd van die opstanding, sal daar in all books on geography have to be a difference, for it's here and not elsewhere, that the center of the earth is found, the navel of the universe, the white post from which all kilometers and light years will be measured. Ons is die mense wat glo dat Jesus Christus gesterf het, neergedaal het na die hel en opgestaan het op die 3de dag. En daarom is ons mense wat lewe met hoop. Nou vanoggend wil ek 3 bewegings in hierdie teks uitlig, en daai 3 bewegings as 'n uitnodiging vir elkeen van ons rig. Die eerste beweging is 'n beweging wat beskryf word met die woordjie ontdek. Ontdek. Luister gou weer net die eerste paar verse hier in Lukas 24. Dit gaan nou nie weer op die skerm kom nie, maar jy kan net luister oor hoe die woord ontdek hierso voorkom. Teen dagbreek op die eerste dag van die week het hulle na die graf gegaan met die geurende speserye wat hulle voorberei het, en hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was. Hierdie vrouens gaan met speserye, hulle verwagting is om Jesus se dooie liggaam te kry. Sommer net vir interessantheid, die spesery wat die hoofdeel van die speserye se mengsels was mirre. Een van die geskenke wat Jesus sy ouers ontvang het van die wyse manne, is nou ook iets waarmee daai vroue gaan, en as jy nou vandag in hierdie erediensspasie ingeloop het,
dan het jy dalk iets geruik, jy het mirre geruik. Hulle gaan en hulle dink wat hulle gaan doen is, hulle gaan Jesus met hierdie speserye sy liggaam behandel, sodat die reuk van die dood nie aan sy liggaam kleef nie. Maar dan ontdek hulle iets. Hulle ontdek dat sy liggaam nie meer daar is nie. Ons lewe in 'n wêreld waar almal van ons beleef wat dit is om te ruik wat sleg is. Daai reuke, ek het 'n baie goeie neus geërf by my ma, daai reuke wat op die ou einde ons wil laat wegkyk en ons neuse toedruk in ons lewens, is baie keer nie die einde van die storie nie. Ons ontdek dat selfs in die diepste pyn en daai stank wat die lewe vir ons opdis, is daar net soos vir die vrouens 'n moontlike ontdekking. Beide my ouers is oorlede in Paastyd en elke jaar lees ek so 'n bietjie deur hulle joernale en in voorbereiding vir hierdie preek lees ek sommer net 'n refleksie van my ma toe sy in kanker in die hospitaal was, 'n aaklige siekte en hoe daar 'n Chinese vrou saam met haar in die saal is en hoe 'n Chinese vrou vir my sê, ek dank die Here vir jou ma wat in haar diepste nood en pyn in die hospitaal tyd en plek maak om te luister na my storie. Die speserye van die lewe. Hierdie vrouens kom en hulle ontdek ietsie wat bo hulle verwagting is. Eugene Peterson skryf so mooi oor, hy sê, resurrection, take all the items of your life and of the world's life and carefully, lovingly and powerfully puts them back together again so that they are attractive and beautiful. In hierdie Paastyd onthou ons dat die stank van siekte en oorlog en verlatenheid nie die laaste storie is nie. Tom Wright het 'n boek geskryf oor die opstanding, wat ek dink een van die beste boeke is, en sy titel vir die boek is Surprised by Hope. Hierdie ontdekking van hoop. En in die boek skryf hy op 'n stadium, Easter is always a surprise. Whether we meet it in celebrating the feast itself or in the sudden surges of God's grace overturning tragedy in our own lives or in the world. Een van die mooiste gedigte kom van Wendell Berry, wat in een van sy gedigte 'n lyn het wat sê, and therefore we practice resurrection. Ons oefen die opstanding. Ons is daai mense wat soos Tony Campolo, wat vroeër in hierdie jaar oorlede is, hy het so 'n baie kragtige preek gedoen, waar hy gesê het, it's Friday, but Sunday is coming. It's Friday, but Sunday is coming. Hy het 'n baie skokkende preek een keer gedoen, waar hy het in 'n Southern Baptist kerk gepreek, wat 'n klomp swart Amerikaners was, wat loud is in hulle erediens. So wanneer iemand sê, Christus het waarlik opgestaan, sou hulle die bussie gelooi het. En hy vertel die storie dat hy 'n begrafnis daar doen van 'n man met die naam van Clarence, en in daai erediensspasie is hy gebruik dat die kus oop is en voor in die gesprek, en voor in die erediensspasie, en hy vertel die storie oor hoe hy as 'n jong man in hierdie Southern Baptist kerk 'n predikant gehad het wat ewe skielik vir die dooie man begin preek het. Sy naam was Clarence. En Campolo vertel hoe Clarence by hierdie prediker hoor, Clarence, you died, and there is darkness and death, but that is not the end. Hy sê, because when you wake up, en toe slaan hy die kus so toe, sê hy, you will hear the angels say, good morning, Clarence, and then you will celebrate for an eternity. Ons is mense
wat ontdek. Dis 'n interessante woord, né? Ontdek. Iets is toegemaak en ons maak dit oop. Die opstanding is soos 'n portaal van ontdekking. Dis die eerste woord. Nou in die kerkgeskiedenis is opstanding 'n hele 50 dae. Ons vier die opstanding in die liturgiese jaar tot en met Pinkster, en so die verhale wat ons in die eredienste lees, maak ons oë oop om weer te ontdek. Miskien ontdek jy 'n tweede kans. Toe ons vir Liam in die hospitaal inboek Vrydag, toe sit daar 'n man daar wat net soos ek 14 jaar terug 'n triple bypass gehad het en hy word ontslaan. En soos Liam vir sy sussie vertel, is ek en daai man toe besig met trauma bonding. En ek sê toe vir hom, wat ek ontdek het, is 'n tweede kans. 'n Tweede kans. En mag die Here met jou wees. Die ontdekking is baie keer soos met Petrus vergifnis. Die ontdekking is, waar ek gedink het iets is dood, is daar eintlik lewe. Die woordjie ontdek. Die tweede woordjie wat in hierdie teks voorkom, is die woord onthou. Ek lees net gou weer vir julle. Toe hulle ingaan, vers 3, het hulle die Here se liggaam nie gekry nie en hulle was verward hieroor. Maar skielik het daar 2 mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik en het hulle gesigte na die grond toe gedraai en die mans het vir hulle gesê, waarom soek julle die lewendes by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Nou as jy fyn deur Lukas lees, is hierdie opdrag om te onthou 'n woordjie wat in 'n paar gedeeltes in Lukas se verhaal voorkom, en ek wil net 'n paar van dit uitlig. Julle sal onthou in Lukas 22 sê Jesus, wanneer hy saam met sy disippels aan die tafel sit, sê hy, nadat hy die brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het en dit gebreek het, het hy vir hulle gesê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit in my herinnering. En doen dit om my in herinnering te bring. Dis dieselfde Griekse woordjie, onthou. Dis net 'n klein stukkie terug. Die kerk onthou op hierdie dag, soos wat ons later vandag in die geloofsbelijdenis gaan sê, dat Christus ter helle neergedaal het. Dit is 'n term wat in Engels so mooi verduidelik word, the harrowing of hell. En in die Grieks-ortodokse deel van die wêreldwye kerk is daar 'n baie goeie ikoon hieroor, wat wys hoe Christus in die hel neerdaal, en die eerste 2 mense wat hy nader hark, en sê, ek het julle nie vergeet nie, ek onthou julle, is Adam en Eva. Onthou, sê Jesus vir hulle, onthou dat wat ek vir julle doen is, ek bring 'n nuwe wêreld. Rich Villodas skryf hierdie week op 'n stadium net na Goeie Vrydag hierdie. Hy sê, Jesus goes to the garden to be obedient to the Father, undoing Adam and Eve's disobedience in a garden. En dan skryf hy, Adam and Eve hides behind a tree, naked and covered in shame. But Jesus hangs on a tree, naked to conquer shame. Hy skryf, Adam and Eve begin in paradise, but are forced outside the gates due to the curse. But Jesus dies outside the gates and ends up in paradise due to the cross. Adam and Eve's sin ushered a curse of thorns, but Jesus wears a crown of thorns as he ushered in salvation from sin. Onthou. Jesus sê vir hulle, wanneer julle die brood breek en wanneer julle
die wyn drink, onthou dat ek dit vir julle gedoen het. Julle sal onthou dat die woord onthou ook voortkom in daai laaste 48 uur, net voordat Jesus gekruisig is. Jesus sit saam met sy disippels aan hierdie tafel en Petrus, baie groot en manhaftig, sê vir Jesus, al sal almal hom verloon, hy sal dit nie doen nie. En dan sê Jesus vir hom, jy gaan my 3 keer verloon, voordat die haan kraai. En dan is al hierdie tragiese teks, Lukas 22:61, wat amper herhaal word woord vir woord die frase in ons teks. Die Here het toe omgedraai en stip na Petrus gekyk, en Petrus het die woorde van die Here onthou, dat hy vir hom gesê het, voordat 'n haan vandag kraai, sal jy my 3 maal verloon. Ons onthou wat Jesus sê, maar as jy net so bietjie soos ek is, dan onthou ek ook die ongelooflike baie kere waar ek net soos Petrus my rug op Jesus draai. Ons onthou. Dan is daar hierdie baie bekende teks wat op Goeie Vrydag afspeel, selfe Griekse woord, Lukas 23:42, van die man wat langs Jesus aan die kruis hang, 'n man wat 'n moordenaar ten was, en hy sê vir Jesus, Jesus, onthou my, of soos die teks sê, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. En dan nou in ons teks, die woordjie onthou. Onthou julle nie, sê hierdie boodskappers vir hierdie vroue. Waarom soek julle die lewendes by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is opgewek. Onthou julle nie wat hy vir julle gesê het toe hy in Galilea was nie. Hoe hy gekruisig moet word en op die 3de dag weer opgestaan het. En dan een van die kortste versies in die Bybel, Lukas 24 vers 8, hulle het toe sy woorde onthou. In die opstanding word ons die opdrag gegee om te ontdek, maar dan ook te onthou. Ons onthou Christus se sterwe vir ons, sy harrowing of hell. Ons doen dit in die skaduwee van dit wat ons baie keer van onsself onthou, ons skande en ons skaamte. Maar dan onthou ons dat hierdie Jesus vir 'n man wat niks kon verdien het nie, 'n man wat aan die kruis gehang het, gesê het, jy sal vandag in paradys wees. Ons onthou. Die laaste beeld wat ek in hierdie teks wil gee, is iets wat ek ontdek het self in die voorbereiding, waaroor ek nog nooit gedink het nie. By the way, hierdie is my 30ste jaar in die bediening, en een van die wonderlike goeters vir my van om Jesus te volg, is Jesus kom ontmoet ons altyd vars. So hierso is wat ek hierdie week ontdek het. Ek het nog nooit daaraan gedink dat nadat Jesus gekruisig is en sy disippels hom verloon het, het hulle almal weer saamgekom in 'n vertrek. 10:1 sê die mense die bovertrek. En ons lees in ons teks dat wat Petrus doen is, hy is eers, bietjie, hy dink nie hierdie vrouens praat die waarheid nie, en dan in ons laaste vers 12 van ons teks lees ons, Petrus het opgestaan en hy het na die graf gehardloop, en toe hy vooroor buig, sien hy net die linnedoek, en hy het teruggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Watter huis? Waarheen het hy gegaan? Nou, meeste mense meen dat die plek waarheen hy gegaan het, was die bovertrek, wat hierdie klomp disippels net 'n paar dae vroeër voorberei het vir Jesus en sy disippels. Ek wil julle maar net herinner dat daai bekende skets van Da Vinci, waar die tafel, so 'n lang tafel is, nie 'n histories korrekte tafel is nie, die tafel sou soos hierdie gelyk het. Die Grieke het dit 'n triclinium genoem, 'n tafel met 3 kante. Petrus gaan na daai huis toe. En reg deur al die opstandingsverhale kom ontmoet Jesus sy disippels in 'n vertrek wat meeste mense meen hierdie vertrek is.
En hierdie is my laaste gedagte. Ons het gedink aan ontdek, onthou, en hierdie is die volgende een. Jesus se opstanding is ten diepste verweef met ontmoetings by tafels. Hoe skryf Eugene Peterson hieroor? Hy sê, the disciples returned to the upper room to remember and mourn what almost was. But God said, no more. God is out of patience with history's pharaohs and Caesars and injustice and hunger and oppression and violence and death and the whole thing. En dan sê hy, resurrection, ek het hierdie al gesê, takes all the items of your life, of the world's life, and carefully, lovingly, and powerfully puts them back together again. Diana Bass skryf so, sy sê, Jesus rises, the tomb is empty. Where does Jesus go? Does he return to Calvary, the hill, and point and shout, look at the cross? No. Jesus rises and goes back to the dining room to offer a table of peace with gratitude in perpetuity. Die tafel word die ontmoetingsplek van die opstanding. Die tafel is natuurlik die nagmaaltafel, maar dit is ook die tafels van ons huise en ons gesinne, ons families en ons vriendskappe. Dit is die tafel van ons langtafels, soos wat ons hier by Fontainebleau het. Dit is die plek wat as jy deur die boek Handelinge lees, wat ons in die volgende paar weke gaan doen, waar jy sien hoe hierdie opgestane Jesus mense kom ontmoet in die gewone van hulle eet en kuier en waar hulle is. Ontdek, onthou en tafels. In die heel laaste vers, in die heel laaste woord lees ons, hy het teruggegaan huis toe vol verwondering oor wat gebeur het. En as 'n geloofsfamilie in hierdie volgende 40 dae tot en met hemelvaart, gaan ons elkeen uitnooi, julle gaan 'n papiertjie kry met 'n magneet op, om in hierdie seisoen te ontdek en te onthou, met die opskrif, wat ons gaan doen is, ons gaan blymoedig wees, verwonderd. En ons gaan jou vra om daai ouetjie op jou yskas te sit, en elke dag net een ding neer te skryf, waaroor jy blymoedig is. Want ons is die mense van die opstanding. Die Here Jesus Christus het opgestaan. Kom ons probeer daai weer. Die Here Jesus Christus het opgestaan. Mooi, hier's van ons kinders wat dit nail. Kom ons bid saam. Here, ons bid dat U ons sal help om te onthou. Te onthou wat U vir ons gedoen het. Ons bid, Here, dat ons eie onthou baie keer van die maniere hoe ons van U af wegdraai, oorskadu sal word met die onthou van U genade en U liefde. Ons bid, Here, dat ons 'n gemeenskap sal wees wat ontdek, wat aanhou ontdek, dat daar hoop is in hopelose situasies. Ons dankie, Here, dat U die God is wat die dood oorwin het en dat U nuwe skepping begin het en mag ons U lewe vier aan die tafels van ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou in die kerktradisie, op opstandingsdag is een van die wonderlike dinge dat die kerk grappe vertel het. Jy kan bietjie dit gaan Google. Dit kom veral uit Paulus se skrywe waar hy daai ongelooflike lyne het van dood, waar is jou angel? Dit is amper soos 'n gespot. So voordat ons sing, sommer net 'n klein grappie. 'n Man het 'n nuwe besigheid begin en die bloemiste stuur toe blomme, maar daar's ongelukkig toe 'n foutiewe boodskap by die blomme
En die man is baie opgewonde en hy maak sy winkel oop en hy kry hierdie blomme en hy so al, wat 'n boodskap is hierdie. En net toe bel die bloemiste en sê, hoorie, ons is baie jammer, maar ons het die verkeerde boodskap en blomme na die verkeerde mense toe gestuur. Jy het eintlik iemand sin gekry wat dood is, dis hoekom het sê, jammer om te hoor. Maar dit is vir ons nogal baie erger, want die ander persoon, die besigheidsmens het gesê, baie geluk met jou nuwe plek. Klein grappie, om ons te herinner aan een van ons belangrikste belydenisse. En dit is, ek glo in die ewige lewe. Kom ons staan en dan sing ons saam. Hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the
Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer die grote naam. U sien
Julle is welkom om sitplekke in te neem. Dankie aan die span wat vir ons vanoggend gelei het aan aanbidding. Ons vriend Gerard kom kuier dit vir ons. Dis lekker. Ek het sommer ook net Tom ook probeer wat Tom gedoen het. Gemeente, die Here Jesus Christus het opgestaan. Repetisie is 'n wonderlike ding. So wonderlik om vanoggend julle hier te hê by ons gemeente. As jy wil kuier by ons, is jy so welkom. Die liturgie neem ons op by 'n plek wat nou die geleentheid vir jou is om ook jy finansiële bydrae te gee. As die Here jou hier geplant het, as hierdie jou gemeente is dit nou vir die geleentheid of om deur middel van die sakkies wat verbykom, of deur SnapScan, of deur 'n bank EFT te doen, nou jou finansiële bydrae ook te gee vir die gemeente. En ek vra dan graag dat die diensspan my help in hierdie verband. Dan net so vinnig 'n paar lekker familiesaak om af te kondig. Eerskomende Woensdag aand 23 April is daar 'n dienaarsete hier by die kerk. RSVP asseblief op die link in julle banke vir die dienaarsete. As jy op enige wyse betrokke is in die gemeente as 'n dienaar, wil ons graag saam met jou kuier eerskomende Woensdag om 6:00 vir jou en jou gesin. Dan volgende maandag 28 April gaan ons soos laas jaar 'n vlagverf geleentheid hê by die kerk. Daar is 'n foto ook, ons het laas jaar op stemdag Suid-Afrikaanse vlag geverf op ons parkeerterrein wat gaan tot by die hek. Ons gaan dit weer doen volgende maandagoggend om 10:00. Ons glo dat in ons gewoontes van die goeie lewe onder die boomgewoonte, is dat ons hier is om 'n verskil te maak in ons land waar ons geplant is. Soos bietjie om daai verbeelding los te maak en ons elkeen om patrioties te wees oor die land waar ook ons is. Dan 30 April, as jy nuut is in ons gemeente of meer wil uitvind oor Fontainebleau Gemeenskapskerk, het ons 'n lidmaatskap gesprek die aand om 6:00. Jy kan daarvoor ook RSVP in die Linktree links binnekant die banke. En dan net om seker te maak, ek gaan nie te veel reklame gee vanaand vir dit nie, vandag vir dit nie, maar 9 Mei is Maandelig Makiti. Elke liewe jaar is ons grootste saamkuier geleentheid en fondsinsamelingsgeleentheid. En as jy nog graag wil help of vrygewig wees om van die aand 'n sukses te maak, praat met my en Sam na die erediens buitekant. Ons sal 'n paar lyste daar hê vir nog borge en hande wat ons nodig het. En dan in die gees van om blymoedig te wees, die volgende 40 dae vir ons gemeente, gaan ons julle uitnooi om bietjie langer te kuier na die erediens en koffie te drink, of tee te drink as jy dan sou wou. Daar gaan heerlike, wat noem jy die goeders, die broodjies, haatkras buns wees, haatkras buns. Maar dan ook vir die kinders is daar by die groot saal is daar springkastele en agter die klein saal is daar 'n paaseier jagtog geleentheid vir die kleines. So stuur hulle gerus daarheen om saam te kuier. Dis 'n wonderlike geleentheid as gemeente om bietjie saam te kuier en in die gees van Paasfees, in die gees van blymoedigheid saam te kuier. Daar is ook lekker roomys na die tyd vir die wat miskien iets soet gevas het tydens lydenstyd. Daar sal ook roomys wees uit by die deure om saam te kan geniet. Dan wil ek graag uitnooi, Thomas, om ons voor te gaan in ons geloofsbelydenis, so op 'n wonderlike Sondagoggend. Vriende, kom ons staan. Hierdie jaar is die 1700 jaar viering van die belydenis van Nicea. Ons gaan nie nou die belydenis van Nicea doen nie, maar die geloofsbelydenis of die 12 artikels. So ek nooi jou om saam met my hierdie hardop te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees in hierdie Paasfees. En as jy saamstem, sê saam met my, Amen. Lekker, kom ons gaan celebrate, die Here Jesus het opgestaan. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. 2, 3, 4. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory.